Ek het onlangs 'n storie gehoor van 'n man wat verskriklik lief is vir rugby. En hierdie ou het elke liewe dag dan bid hy. Sê Here, is daar rugby in die hemel? Here, ag, deel net met my asseblief. Ek wil net weet of ek daar iets het om daar uit te sien as ek in die hemel inkom. En die konsep van rugby in die hemel was die ding wat vir hom net laat elke liewe dag bid. Here, is daar rugby in die hemel? 5 jaar gaan verby. Elke dag, klokslag, partykeer 3 keer 'n dag bid hierdie ou om te weet, is daar rugby? En uiteindelik kom die engel Gabriël en hy staan reg voor hierdie ou. En hy sê, die Here het my gestuur om vir jou die antwoord te gee op die een gebed wat jy nodig het. Hy sê, ag, ek is so dankbaar, is daar rugby in die hemel? En hy sê vir hom, ek het vandag vir jou goeie nuus en ek het vir jou slegte nuus. Die goeie nuus is daar is rugby in die hemel. En die lekker deel is daar is geen politiek nie, daar's geen bekleierery nie en daar is ook geen slegte weer nie. Wat beteken goeie rugby? En hy sê, okay, nee, dis fantasties. Hierdie ou voel asof sy hart by sy bors klop. En hy sê vir hom, okay, nou wat is die slegte nuus? Hy sê, donderdag skop jy vir ons af. So vir ons om goeie nuus te hê, moet daar partykeer slegte nuus wees. Okay, so goeie nuus is net goeie nuus as daar slegte nuus ook is. En die een ding wat Paulus vir my en vir jou in die boek van Romeine gaan oor en oor wys, is hy gaan praat van die goeie nuus. En ons gaan dit sien. Ons sien dit van vroeg af in die boek van Romeine, praat hy oor die goeie nuus. 'n groter of 'n meer teologiese term is die evangelie. Dit beteken die goeie nuus. En so wanneer ek en jy daarna gaan kyk en ons gaan lees dit, moet ek en jy verstaan dat die doel wat hy vir ons gaan doen, die ding wat Paulus vir my en vir jou gaan skryf, is hy gaan vir ons skryf oor die goeie nuus. Maar hy gaan die goeie nuus vir ons verduidelik in verskillende temas. So hy gaan begin met die slegte nuus. Hy gaan praat oor sonde en wat is die impak van sonde en hoe lyk sonde. En dis nie lekker om daarmee gekonfronteer te word nie, want sonde is in ons lewens en ek en jy moet verstaan dat God haat sonde. En daai is die slegte nuus, dis die toestand van ons harte. Maar dan weet ons, as ons weet wat is die slegte nuus, dan weet ons wat is die goeie nuus en die goeie nuus is ons word gered vanuit daai toestand uit. Ons word gered vanuit dit uit. En dan word ons geroep na heiligmaking, 'n proses waar ek meer lyk soos Jesus. En dan uiteindelik vat hy ons van daar af en vat hy ons nou wat beteken dit dan vir my en jou? Hoe moet ek en jy dan uitleef in hierdie wêreld, soos dat ons hierdie wêreld sien en benader? So as ek en jy die boek van Romeine gaan opdeel, nou ons kan dit nou gaan opdeel in 'n klomp verskillende temas en is absoluut subjektief teenoor die persoon wat besluit hy gaan die boek opstudeer, maar die groot ding wat ek en jy moet verstaan is hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe gaan oor ortodoksie. Nou as ek en jy sê ortodoksie, dan praat dit van om reg te dink. Dis die regte inligting. So hy gee vir jou vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe, gee hy vir ons die regte inligting, hoe om te dink. Wat ek en jy moet in ons gedagtes inprop. Wat is die waarheid? Is wat hy vir ons gaan deel in die eerste 11 hoofstukke. Nou ek en jy weet dat dit wat jy dink, bepaal dit wat jy voel. Dit wat jy voel, bepaal dit wat jy doen. En dit wat jy doen, bepaal jou karakter. En so as ek en jy wil weet, hoe verander ek die doen gedeelte, begin dit met verander jou gedagte. Dit wat jy verstaan, dit wat jy glo. En so die eerste 11 hoofstukke, al wat hy vir ons gaan doen, is hy gaan vir jou net die regte riglyne gee, oor hoe om hierdie hele ding, wat ek en jy Christendom noem, hoe gaan ons hierdie ding reg verstaan? Hoe moet jy dit verstaan? Hoe moet jy dit sien? En dan vanaf hoofstuk 12 tot en met hoofstuk 16 beweeg hy weg van ortodoksie af na ortopraksie toe. Dit is, wat moet ek doen? Wat moet ek reg doen? Hoe lyk hierdie in praktyk? Hoe gaan hierdie ding, as ek reg wil optree, wat gaan dit wees? En dis hoofstuk 11 tot en met hoofstuk 16 toe. En so dis wat hy vir ons gaan doen, maar tussen hier en daar moet ek en jy verstaan, begin hy met groete vir sproete.
So, dis gewoonlik in die begin van Paulus se briewe, dan sê hy gewoonlik, hallo vir die ouens, Jesus, ek dink aan julle, ek bid vir julle, en hy eindig dan weer in sy einde van sy brief, en dan sê hy weer groete vir sproete. En so, die groot ding is, ek en jy begin met hierdie eerste gedeelte. Nou, daar's 'n paar belangrike goed vir ons om te verstaan, in hierdie eerste 7 verse, so ons begin met Romeine 1 vers 1 tot 7. So vat jou Bybel, blaai asseblief soontoe. Ek lees vanoggend hoofsaaklik uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. As jy 'n ander vertaling het, by all means. As jy nou vir my persoonlik moet vra, wat is die mees akkurate vertaling om 'n woord vir woord studie te doen, sal ek gewoonlik sê, ek moet sê ek het onlangs 'n liefde begin kry vir die Afrikaans 2020. Hy's my ongelooflik goed vertaal, baie mooi nou vanaf die direkte Grieks af oorvertaal. So as jy wonder wat se Bybel wie in Afrikaans sê, hy lees net vir my swaar, jong. Ek is terrible met Afrikaans. Ek is 'n Oostrand benou nie kind. Ons het nie baie goed gedoen in Afrikaans nie. So ons was groot gewees op spanners en sockets en daai tipe goeters, maar nie so hoog op die taalvakke nie. So ek doen Nuwe Lewende Vertaling bloot net want hy lees maklik, maar dit is 'n maklike ding vir my om dan terug te gaan en te gaan sê wat sê die oorspronklike teks, en baie keer tel ons dit op in ander beter direkte vertalings of ons gaan na die oorspronklike Grieks toe. So as ek en jy begin met hom in vers 1, dan begin hy Nuwe Lewende Vertaling en hy sê hierdie brief kom van Paulus. Jou Afrikaans 2020 en jou Afrikaans 53 gaan net die woord sê Paulus. Hy begin net met die woord Paulus. Nou, as ek en jy begin en ons kyk net na vandag as ek en jy 'n brief skryf, dan skryf ons gewoonlik met jou naam aan die onderkant. Jy skryf geagte Pietie, en dan skryf jy jou hele lang briefie nou hier aan die ander kant en sê groete Jean, of seënwense, of kind regards. Ons sit altyd ons naam aan die einde, maar jy moet verstaan, dat vir hierdie ouens het geskryf op 'n boekrol, en dit was 'n baie lang boekrol wat opgerol was. En so as jy 'n boekrol vir iemand gaan, en jy kyk nou na hierdie dik rol, en jy vra jouself, wil ek regtig waar hierdie brief lees? Van wie af kom hierdie? Nou moet jy die hele ding afrol tot in die onderkant en soos, Paulus, okay, great, kom ons rol hom weer op en ons begin weer bo. Nee, so hierso was dit baie maklik gewees, die ouens het begin met wie het hierdie brief geskryf, wat gee credibility dat jy dit wil lees, en dan van daar af volg dit basies oor die inligting wat hy gaan gee. So hy begin vir ons en hy sê, hierdie brief kom van Paulus, en dan sê hy, ek is 'n dienskneg van Christus Jesus. Nou kom ons lees net eers die hele geding tot en met vers 7 toe, en dan gaan ons hom so stuk vir stuk afbreek. Ek is 'n dienskneg van Christus Jesus. Hy het my geroep om as sy apostel te wees. Ek is afgesonder om God se goeie nuus te verkondig. Hierdie goeie nuus het ek reeds lank gelede deur sy profete in die skrif beloof. Dit gaan oor sy seun, Jesus Christus. Wat sy menslikheid betref, is hy uit die nageslag van Dawid gebore. Wat sy heilige goddelikheid betref, sy opstanding uit die dood het kragtadig bevestig dat hy die seun van God is. Wat meer is, hy is ook ons Here. Dit is hierdie Here wat aan my die onverdiende voorreg gegee het om sy apostel te wees en die goeie nuus aan al die nie-Joodse nasies te bring, sodat hulle kan glo en God gehoorsaam en hy op hierdie manier verheerlik word. Julle maak ook deel uit van hierdie nie-Joodse nasies. Julle almal wat geroep is om aan Jesus Christus te behoort, en ek skryf aan julle almal in Rome, julle vir wie God liefhet en vir wie hy geroep het om sy mense te wees. So hy begin met die eerste gedeelte waar hy sê ek is 'n dienskneg van Jesus. Nou baie keer het jy my nou al gehoor verwys na hierdie gedeelte toe en dit sal meer in 'n informele setting gewees het. As jy my nou al iewers te ergens te raak geloop het in Checkers of ergens in my kantoor kom sit het, sou ek iewers te verwys het na hierdie gedeelte van vers 1. Maar ek het dit nog nooit regtig meer in diepte vir mense gedoen nie, so ek vat hierdie nou maar as 'n geleentheid om vir julle te verduidelik. Maar hierdie sou gebeur het dat as jy iewerste my raakloop en ons het 'n gesprek en jy noem vir my omtrent so 2 of 3 keer pastoor of dominee, dan sou ek jou nog gestop het en nou vir jou gesê nee, sommer net Jean.
Ek reageer op Jean. Ek is okay met Jean, my ma skree Jean en dan moet ek net sê ja baas. Dis basies wat gebeur het in my huis. So met ander woorde, ek reageer op Jean. Nou dis nie omdat ek nie sê ek het nie geswat nie, ek het geswat, ek het die kwalifikasies vir dit. En dan is daar nou party mense wat vir my sê, okay, maar wat verkies jy? Verkies jy dominee of verkies jy pastoor? Daar was selfs die kerk lighuis toe hulle my aangestel het, toe was daar 'n bespreking gewees, gaan hulle my die titel dominee gee of gaan hulle my die titel pastoor gee? En ek is okay met net Jean. Ek wil altyd my personeel fire, want op die grond noem hulle my net Jean en as hulle hier voor staan, dan skielik pastoor hulle my van die bo af, so heel fancy van dit af. Nou die vraag is, hoekom reageer ek so? En grootendeels kom dit vanuit Romeine 1 uit. Nou, voordat ek en jy Romeine 1 regtig waar verstaan, en dat ek daai ouetjie gaan afbreek, kom ons gaan kyk net gou-gou, wat is die oorsprong van die titel dominee en die oorsprong van die titel pastoor? Maar vir ons om dit te verstaan, moet ons verstaan hoe taal ontwikkel het vir my en vir jou in die Christendom, in dit wat ek en jy verstaan vandag in ons geloof. En so, as ek en jy dink aan die Jode, die oorspronklike Jode, wat ek en jy die Ou Testament vanaf lees, ons praat nou hier van Moses, ons praat nou hier van Abraham, hierdie ouens het Hebreëus gepraat. Okay, so dit is, en ek sê dit vir jou op, dis die eerste taal wat ek en jy na terug kan verwys, om te sê, dit was die taal gewees van die Jode. Hierdie Jode het 'n ongelooflike groot rol gespeel om hierdie taal te ontwikkel, en was 'n baie goeie taal, het was 'n expressive taal, 'n taal met soveel woorde, wat ver breër is, as wat ek en jy selfs vandag verstaan. Maar dan ken ek en jy die storie. So hierdie Hebreëus, ons praat van die ontwikkeling daarvan, sal mense sê, het vanuit die Kanaan gebied uitgekom. Maar wat gebeur is jare later, ons sien die hele storie afspeel met Moses en Dawid, en van Dawid af gebeur Salomo, en dan van Salomo af, dan gebeur ons die storie van Rehabeam, wat die hele nasie split in twee basies. Israel split boontoe, dis die 10 stamme wat bo as Israel geken word, en dan die onderste gedeelte word dan bekend as Juda, en dit is die 2 stamme, Juda en Benjamin. En so hierso, jy gaan hierdie ouens, en dis reg deur die Ou Testament, sien jy al die profete, dan gaan daar 'n profeet na Israel toe, en dan is daar 'n profeet by Juda, en dan is daar weer 'n profeet hierso, en dan is daar 'n profeet daar, en die profete se boodskap is heeltyd dieselfde, draai weg van julle sonde af, en draai terug na die Here toe. Eventually, toe Israel, die boonste ouens, was weggevat in ballingskap in, so die Assiriërs het ingekom, vernietiging gebring op die boonste 10 stamme, en hulle het hierdie ouens gevat, en hulle versprei reg oor die wêreld. En jare later, toe het die onderste groep ouens, hulle was weggevoer na Babylon toe, onder Nebukadneser. En jy kan nou dink aan die storie van Daniël en sy 3 pelle, wat gegaan het, en pelle was in die vuur gegooi, Daniël, leeukuil, dit het alles in Babylon afgespeel het. Wat vir 70 jaar lank was die Jode in ballingskap in Babylon. En die groot ding wat ons moet verstaan, is die een taal wat hulle vir die ouens forceer het om te begin praat daar, is die taal Aramees. Aramees is die een taal wat ons sien wat vanuit Babylon uitkom, wat Babylon ook vir my en vir jou gaan wys, wat ek en jy in die Nuwe Testament vanaf ken, is die konsep van 'n fariseer en die konsep van 'n sinagoge. 'n Sinagoge is waar 'n groep mense van 10 manne of meer bymekaar kom om kerk te hou. En dis wat ek en jy verstaan. So as ek en jy in die Nuwe Testament lees van 'n sinagoge, as ek en jy lees van 'n fariseer beteken een kant gehou, set apart, is wat dit beteken om 'n fariseer te wees. Dis ouens wat Jode was, wat in Babylon was, en net gesê het, maar ons gaan nie al ons geloof verloor nie, ons gaan heilig bly, ons gaan ons wette by die Here hou, en hierdie ouens het hulle self een kant gehou en fariseërs genoem, en dan weet ons dat sinagoges het ontwikkel, want Nebukadneser het die hele tempel gesloop. En die enigste manier hoe hierdie ouens kon gaan en by mekaar kom en nog steeds deel oor wat die Here vir hulle gedoen het, was om hierdie kleiner groepe, hierdie sinagoges te ontwikkel. En dan het hulle begin Aramees praat. So dit was so gewees, dat selfs jou oorspronklike Jode wat daar was, het dalk nog almal Hebreëus gepraat, maar as jy enigstens iets wou gedoen het, of met iemand wou praat, moes jy leer om Aramees te praat, en die kinders, as hulle opgevoed was, dan het jy 10-10-1 'n mengsel gehad tussen Hebreëus en Aramees, en soos dit ons die 70 jaar deurgegaan het Aramees al hoe meer 'n prominente taal geword. Teen die tyd wat Babylon sy hoogtepunt bereik, toe kom daar 'n weermag van Medo-Persië,
En dit is die Medeërs en die Perse wat saam opgetrek het en hulle het toe basies Babylon oorgeloop en vir Babylon gesloop. Nou Johan het vanoggend het 'n storie gedeel vanuit Persië uit en in hierdie gedeelte, jy sal nou die storie van Ester sien wat daar so afspeel en so wat ek en jy nou verstaan is hierso was Aramees al hoe meer gevestig gewees, maar dit is binne in hierdie Medo-Persiese ryk gewees wat die een koning vir Israel basies gesê het, okay, julle kan teruggaan en julle stad se mure gaan herbou, julle kan julle tempel gaan herbou en eventually toe stuur hulle terug as 'n nasie, weer terug Israel toe. En dis alles onder Persië se ryk gewees. Maar na Medo-Persië basies die hoogtepunt van hulle ryk bereik het, toe kom daar 'n ou wat ek en jy ken as Alexander the Great, en hy was 'n Griek gewees, en hierdie ou het gekom en hy het pretty much al wat leef en beef het hy onder sy heerskappy gekry. Hy was 'n jong ou gewees, ongelooflik goed in sy strategie, maar hy bring Hellenism saam met dit. Nou Hellenism was, omdat hy 'n Griek is, dan sê hulle, as ons ingekom het, dan het ons welkom ingekom, ons het julle al julle warriors, al julle almal uitgeplat geslaan, of ons het vir julle gesê, julle is nou onder ons, en dan wat ons gedoen het, is ons sloop al julle belangrike geboue, en ons bou vir ons daai selfde geboue oor, maar in ons argitektuur. Al die skole se taal verander dadelik, en die volgende taal wat basies oorvat, is Grieks. En dis op grond van Alexander, en wat hy gedoen het. Maar Alexander is op 'n vroeë ouderdom dood. En was nie baie lank nie, toe word sy koninkryk opverdeel deur sy 4 generale, en uiteindelik teen die tyd wanneer ek en jy die Nuwe Testament oopmaak, dan weet ons die 2 hooftale wat gespreek word, is Aramees en Grieks. So baie keer dan lees jy van dat hulle sê die woord Rabboni, dan sê die Bybel vir jou, hierdie is die Arameese woord vir leermeester. So jy sien dit elke nou en dat Arameese woorde deurkom en dis op grond van Babylon, maar oor die algemeen het mense Grieks gepraat en dit was as gevolg van die Grieke wat basies maar net oorgevat het. Maar ek en jy weet dat die ouens wat in charge was met Jesus se tyd, was die Romeine. Teen die tyd wanneer ek en jy by die Nuwe Testament uitkom, is Rome die ouens wat basies koninkraai oor alles. En hulle gaan die ouens wees wat vir die langste koninkraai in daai hele gedeelte wat nou bekend word as the known world, die gekende wêreld, is die Romeine. Hierdie ouens het toe, soos wat hulle gekom het, nou die Romeine, vir die van julle wat nie geweet het nie, hierdie ouens het Latyns gepraat. En so vir die eerste 300 jaar, wat ek en jy binne in die kerkgeskiedenis sien, so ek en jy weet, Jesus is gebore, Jesus het sy bediening gedoen, Jesus is hemel toe, kerk word gestig. Van hier af 300 jaar lank, was die kerk vervolg deur die Romeine. Grotendeels omdat Nero, een van die groot ding van die keisers daai tyd, is 'n keiser was geken gewoonlik as hy iets gedoen het wat significant was. En so hy het 'n groot deel van Rome afgebrand, want hy wou Rome oorbou, sodat hy sy merk kon los op Rome. En hy het hierdie brand op die Christene gesê, het was die Christene gewees wat Rome afgebrand het, en as gevolg van dit, het Rome 'n all-out war verklaar aan die Christene. Vir 300 jaar lank. Vir 300 jaar lank is die Christendom alles basies ondergrond, ouens wat kruip weg, tot en met Konstantin. Konstantin was 'n keiser gewees, hierdie ou het tot bekering gekom, en as gevolg van dit, toe verander die hele storie. Alles verander, dit wat ons verstaan van Christendom het alles verander, en toe vanaf die jaar 300 tot die jaar 400 toe, ons ken dit as die 4de eeu, toe ontwikkel dat Christendom 'n plek het in society. En toe vanaf die einde van die 300, so die einde of ek weet nie hoe is die 4th century, 4de eeu, hier in die einde, so hier van 380 af na 400 toe begin dit amper half dat Latyns die mees prominente taal word onder die Christene. En in die jaar 405, toe word die eerste Bybelse vertaling oorgesit in Latyns. En so al hierdie briewe, dit wat ons ken van Paulus en al hierdie goeders, alles word toe vertaal na Latyns toe. En in hierdie 5de eeu, tussen die jaar 400 en die jaar 500, in hierdie gedeelte word die prominensie van Latyns
regdeur oralste gemaak en dit word toe die offisiële taal. En van daar af, vanaf die 5de eeu, vir die volgende 1000 jaar, is Latyns die mees prominente taal onder die kerk. Jy kon nie na 'n kerkdiens toe gegaan het as hulle in die Latyns praat nie, elke liewe vertaling wat daar was in Latyns gewees, en so Latyns speel 'n baie groot rol vir ons wat ons moet verstaan. Dis hoekom ek en jy vandag nog, ons alfabet is gebaseer op die Latynse alfabet. En so as jy partykeer hoor jy 'n woord en dan sê hulle die grondwoord kom van die Latyns af wat hierdie en hierdie beteken. Nou dis basies wat gebeur het. Eventually in die jaar 1500, so in die 1520, toe was daar ou gewees met die naam Martin Luther, en hy was 'n ou gewees wat net, soos dat hy begin die Bybel lees het hy net besef, hy was 'n monnik gewees, en hy het hier gelees, en hy het besef, dit wat die ouens vir ons leer van die kansel af, en dit wat hier staan, is net nie dieselfde nie. En die algemene ou wat sit in die gehoor, het dit nie verstaan nie, want hulle het nie access gehad op 'n Bybel nie, en hy begin toe die proses om die eerste Bybel te vertaal in massadruk in Duits in. Nou daar was al ander ouens wat al vertaal het, maar dit was met die hand gewees. Die eerste ou wat met 'n printing press hierdie Bybels begin vertaal het in Duits. En hierdie begin vir my en vir jou wat ons vandag ken as die Reformatie. Die Reformatie is waar ek en jy, dis hoekom ek en jy nie in die Katolieke kerk is nie. As die Reformatie nooit plaasgevind het nie, was ons 10 teen 1 Katolieke gewees. Die Reformatie was toe die gereformeerde ouens weggebreek het van die Katolieke kant af en gesê het, maar ons gaan anders, want ons gaan die woord vat en ons gaan 'n deel maak van ons lewens. Daar was 2 ouens wat gelyktydig begin vertaal het. Ek dink die Martin Luther was 'n paar jaar voor. Hy het begin met Duits en toe dieselfde tyd, toe was daar 'n ou gewees met die naam William Tyndale en hy het die Bybel begin vertaal in Engels in. Hy het die eerste Nuwe Testament, ek dink het hy klaar vertaal in, was dit, ek dink 1525, en toe hy besig was met die Ou Testament, toe die Katolieke kerk hom gevang en hom doodgemaak. Maar ek en jy moet verstaan, dat Duits word dan die een prominente plek wat die Reformatie vir ons hou. Nou, jy gaan nie al hierdie goedes vergeet, maar wat jy wel moet verstaan, ek en jy wat die NG Kerk verstaan vandag, die Nederduits Gereformeerde Kerk, se grondwortels kom daar van Martin Luther af. Kom daarvan uit die Duitse verstaan het. Dit was Latyns gewees, van Latyns af vertaal na Duits toe, en van Duits af het hy homself gevind tot in Suid-Afrika in. En so, ek en jy weet dat die NG Kerk vir baie jare baie diep wortels gehad het, in dit wat ons verstaan en dit hoe jy groot word. So as jy nou gesê het, maar ek het groot geword in die NG Kerk, daai is die roete wat het geloop het, al die pad vanaf Jesus tot en met waar ons dit vandag verstaan. Is so grootendeels is daar sekere stellings wat as ons die woord vir jou gee, dan is dit omdat dit either 'n Duitse woord of 'n Nederlandse woord het wat kom van die Duits af, wat kom van Latyns af, en so hierdie is so lekker wye draai van goeters. En dis 'n baie lang verduideliking om uiteindelik vir jou op die eindpunt te kom, te sê die woord dominee het sy Latynse grond, hy's beginsel daarvoor, is dominus, en dit beteken heer of meester. So dit was vir 'n ou gewees wat as deel van die kerk was, en die groot ding is, hy was 'n ou gewees met 'n prominente spasie in die gemeenskap, en as jy nou gaan dink, vir party van julle 'n paar jaar terug, wat was as die dominee, en is nou nog so, ewe skielik as ek by 'n plek instap, dan voel almal hulle wil spontaan heilig raak. So dis nou, daar's nou net so ding, die dominee kom kuier. Daai sitkamer wat niemand anders te mag inwees, behalwe wanneer die dominee kom kuier nie. En die groot ding is, die woord dominee kom vanaf, hierdie ou wat verheerlik was, hy is die meester, hy is die ou wat vir ons kom leer. Daar's 'n hoë agting gewees op dit, en so vir dit in homself is ek nie 'n groot fan van die titel dominee nie. Bloot net oor wat dit beteken en die konteks daarvan. Ek voel, ek is 'n gewone mens nes jy, ek koop ook by Checkers, kos, so ek is okay daarmee, en op die einde van die dag is ons dieselfde. Dis dominee. Dan kyk ons na die ander titel, en dis die titel pastoor, en pastoor kom ook van die Latyns af, van die Latynse woord pastor, en hierdie beteken 'n herder.
Nou vir enige iemand wat my ken, weet ek is nie baie goed met herder wees nie. So ek het en ek kom ek verduidelik vir julle. As ek en jy gaan kyk na Efesiërs 4 vers 11 tot 12, dan sien ons Paulus skryf en hy sê die Here gee aan die kerk die 5voudige bediening. Dit is apostels, dis profete, dis evangeliste, dis herders en is leraars. Wat beteken dis 5 verskillende bedieninge, 5 verskillende funksies, elke ene gaan 'n ander funksie hê. Nou as jy vir my moet vra waar ek moet wees en ons het nou oulike fancy toetse wat jy vandag kan doen om te sê maar waar val jy in? Hoe lyk dit? Val ek baie meer by apostel. Nou apostel is ek en jy gaan kyk nou na Paulus, dis iemand wat stig, dis iemand wat ander mense ontwikkel, dit doen ek goed. En tweede ene is ek 'n leraar. So dis die 2 goeders wat ek goed doen. So as jy by my kom sit in my beradingskantoor of by my kom sit nou ernstig vir advies, gaan ek vir jou skrif in jou keelgat afprop want ek is 'n leraar. So ek gaan vir jou sê al maar die woord sê, die woord sê, die woord sê, die woord sê, die woord sê. Daai sê die woord sê nie dit nie. Die woord sê, die woord sê, die woord sê. En dan wat ek gaan doen is ek gaan oorskop en dan aksie in. En dan gaan ek vir jou sê, so wanneer jy nou jou probleem wil oplos, dan doen jy A, B en C. Jy kom nie terug as jy nie A, B en C gedoen het nie. Dis wat ek doen. Nou toe kom die bestuur agter dat ons verloor baie mense uit ons kerk uit, omdat ek so berading doen. So toe sê hulle, kom ons stel 'n ander berader aan, wat baie meer herderlik gefokus is. Iemand wat omgee. Nou ek kan omgee, dit kom net nie so natuurlik nie. So my vrou sê altyd ek is soos 'n buffel as dit kom in die huis. Sy moet net sowel doodgaan voordat ek enigstens empatie begin wys in die huis. En so dis nie dat ek dit nie doen, ek doen. As ek vra en as ek luister en as ek hoor, dan ek gee regtig waarom. Ek moet net gaan slaap daarna net om weer reg te kom in die proses. So dis vir party mense is omgee maklik. Vir my is konflik hanteer maklik. Vir party mense, jy kruip diep in 'n gat in as daar konflik naby jou is. Konflik het ek nie 'n probleem nie. Ek het nie 'n probleem met high pressure situations nie. Ek is iemand wat floreer onder dit. So met ander woorde, as jy nou vir my sê, Jean, kan ek jou nou dominee of pastoor noem, dan sê ek wil jy wil my of meester noem of jy wil hê ek moet 'n herder wees en ek is nie een van hierdie twee nie. En so ek is net Jean. Ek is okay met die woord net Jean. Of alternatief sal ek jou verwys na die Griekse woord wat ek nou vir jou opsit en dis die woord doulos. Want dis wat Paulus na homself verwys. Hy verwys na homself as doulos en die betekenis hiersovan is one who gives himself up to another's will, devoted to another, to the disregard of own interest, en dan sê hy dis 'n slaaf. So eintlik wat Paulus kom en hy sê jou vertaling sê ek is 'n dienskneg. Die regte woord sal eintlik wees ek is 'n slaaf van Christus. Paulus gebruik nou hy verwys na homself as slaaf van Christus. So as jy vir my 'n titel wil gee, gee vir my die titel doulos, slaaf van Christus, nie slaaf van mense nie. Ek is nie jou slaaf nie, ek is nie 'n slaaf van ander mense nie, ek is 'n slaaf van Christus. Wat beteken? Ek het nie 'n vrees in my hart vir wanneer konflik opkom in hierdie kerk om te kan sê, julle wat sê die woord vir ons nie. Want ons is geroep om 'n dienskneg van Christus te wees, nie 'n dienskneg van mense nie. En wanneer ek 'n opinie het en my opinie is uit lyn uit met die woord uit, dan beter ek my eie hart check, want ek moet myself herinner ek is 'n dienskneg van Jesus. En dit is my hart, solank as wat ek kan en solank as wat ek die kapasiteit het, sal ek altyd seker maak dat Lighuis in lyn sal wees om te doen wat Christus wil hê ons moet doen en geen mens, geen persoon, geen individu, organisasie, niemand sal vir ons van hierdie pad af wegdruk nie. Maak nie saak wat gebeur met ons finansies nie, maak nie saak wat gebeur met ons bywoning nie, dienskneg van Christus. Dis die hart. Dis die hart. En so, ek gee nie om oor 'n titel as 'n dominee of 'n pastoor nie. Ons hart moet wees dienskneg van Christus, want hier's die ding. Jy moet verstaan dat toe Jesus ons gered het ons hom nie net aanvaar as redder nie. Nie net 'n free ticket nie, net, yes, ek glo in Jesus sodat ek aan hemel toe gaan nie. Nee, in daai oomblik toe ek en jy op 'n punt gekom waar ons gesê het, okay Here, as U sê, sal ek doen. U maak die besluit, ek gaan dit uitvoer. U gee die waarheid, ek sal dit glo. Dis wat gebeur as ek en jy doulos is. Dienskneg van God, slaaf vir God. Hierdie woord slaaf, as ek en jy nou moet gaan kyk nou in sy konteks,
Dan het jy 'n Griekse en 'n Romeinse verstaan van slaaf. Nou hierdie was gewoeë ouens wat hulle het ingekom, hulle het oorlog gevoer, hulle het nie baie van jou gehou nie. Jy word nou my slaaf. Jy het geen opsie nie, jy het geen uit nie, jy's basies 'n slaaf. Dis nie 'n vrywillige ding nie, jy's pretty much dis tickets met jou. Dis wat die Griekse en die Romeinse verstaan is van slawerny, en ek dink dis ook meer wat jou moderne slawerny vir ons deurgevat het tot wat ons vandag verstaan is dit. Maar vir die Hebreëse ouens, vir die Jode, was dit nie dieselfde gewees nie. Daarso, as jy 'n slaaf geword het, was dit gewoonlik omdat jy 'n slegte fout gemaak het en jy het alles verloor. Jy het pretty much alles wat jy gehad het, jou plaas, jou huis, jou kar, jou komputer, alles verloor. En dit het iemand anders se sinne geword omdat jy ergens 'n fout gemaak het of droogte plaasgevind het of wat ook al. Maar onder die Hebreëse ouens mag jy net 'n slaaf gewees het vir 6 jaar. Die 7de jaar was jy vrygelaat en al jou besittings was weer vir jou teruggegee. Maar dan was dit, en ek en jy lees dit in Eksodus 21, dan was daar 'n groep mense gewees wat in hierdie gedeelte slawe was. En dan in die einde van daai 6 jaar, dan kyk hy terug na die ou wat by wie hy gewerk het en hy besef dat hierdie ou was 'n fantastiese persoon. Hy was 'n ou wat regtig waar vir my gesorg het. Hy was 'n ou gewees wat goed was vir my, en jy kan dan die keuse maak om hom aan te hou dien. Daai is dan as 'n vrywilliger is jy dan sy dienskneg. En so wanneer ek en jy na die woord doulos kyk, dan verwys Paulus 10-1 meer na hierdie toe. Dis nog steeds iemand totaal en al onder die ander persoon, maar dit is uit 'n vrywil uit. Dis ek het self besluit. En een van die grootste ere wat die ouens kon gehad het, was as God jou sy dienskneg kon noem. God het vir Abraham sy dienskneg genoem. Hy het vir Moses sy dienskneg genoem. Hy het vir Dawid sy dienskneg genoem. En so op die einde van die dag kom Paulus en hy begin hierdie gedeelte. Hy sê ek, Paulus, of net Paulus, of hierdie brief kom van Paulus, ek is 'n dienskneg van Christus Jesus. Hy het my geroep om sy apostel te wees. So eerstens, hy was die een wat die roeping op hom gesit het. As ek en jy gaan kyk en ons besef wie is die een wat besluit wat jy môre gaan doen, kom dit vanuit hom uit. Dit kom vanuit Christus. Ek doen net wat hy sê ek moet doen. En dan sê hy hierso, hy het my geroep om sy apostel te wees en ek is afgesonder om God se goeie nuus te verkondig. As hy sê God se goeie nuus, hy sê nie goeie nuus oor God nie. Hy sê ek is nie aangestel om goeie nuus oor God te verkondig nie. Dis God se goeie nuus en ek verkondig dit. Dis dit, die eienaar van hierdie goeie nuus. Die eienaar van hierdie amazing gedeelte wat hier plaasvind, is God. Al wat ek doen is ek is sy dienskneg. Ek is net eg in dit wat ek moet doen en ek gee dit oor vir die mense. Dis wat hy vir ons hierso sê. Dan sê hy vers 2, hy sê hierdie goeie nuus het hy al reeds lank gelede deur sy profete in die skrif beloof. Nou ek het nie tyd om deur al hierdie vers te gaan nie, maar die Ou Testament is vol met profeseë van Jesus en wat Jesus gaan kom doen en wat dit gaan wees. En dit begin by Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15 is dat ons gesê het, konstant wat God vir die vyand sê, hy sê, en die saad van die vrou sal jou kop vermorsel, jy sal hom noodlottig aan die haakskeen byt, maar ons weet dat die vryheid kom deur die saad van die vrou. Begin daarso. En op 'n stadium toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, toe hy na 3 dae uit opstaan, toe hy op pad om te loop en hy stap op die pad van Emmaus en hy loop 2 disippels raak, of 2 ouens wat volgelinge was, seker nie so persoonlik nie, of ouens wat gelowig geword het. En hierdie 2 ouens is baie sak en as en Jesus vra vir hulle wat gaan aan en hulle vertel vir Jesus die storie en dan eventually in Lukas 24 dan vertel Jesus vir hulle, dan sê hy so in vers 24, hy sê toe, vers 25, dan sê hy vir hulle, o julle wat sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Hierdie profete is die Ou Testament. Hy sê, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En dan sê hy vers 27, hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete uit te lê. En dan sê hy in vers 32, dan sê hy, en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het oor die skrifte en dit vir ons uitgelê het nie.
So binne in die Ou Testament, wat ek en jy verstaan, is hierdie goeie nuus vasgevang. Hou op met die idee dat die Ou Testament is hierdie God van wraak wat so kwaad is en net vir almal, dis dieselfde God van die Ou Testament as ook in die Nuwe Testament. En in die Ou Testament het hy die goeie nuus vir ons vorentoe gevat as 'n belofte. En dis hoekom hy vir ons sê hierdie goeie nuus wat ek en jy nou van lees en wat ek en jy gaan studeer, solank as wat ons besig is met die boek Romeine, solank as wat ek en jy deur hierdie goedes gaan, moet ons verstaan dat hierdie goeie nuus is al in die Ou Testament vir ons deurgegee. Vers 3. Dit gaan oor sy seun, Jesus Christus. Wat sy menslikheid betref, is hy uit die nageslag van Dawid gebore. Wat sy heilige goddelikheid betref, sy opstanding uit die dood het kragtige bevestig dat hy die seun van God is. Wat meer is, hy is ook die Here. So as hy nou kom en hy praat nou met 'n klomp Jode wat so tussenin ingemeng is, vir hierdie ouens is dit belangrik om te weet dat die Messias moes uit die nageslag uitkom van Dawid. Nou, daar's 'n baie cool verduideliking wat plaasvind as jy die geslagsregister lees van Matteus en die geslagsregister van Lukas oor Jesus wat vanaf Dawid kom, dan sal jy sien daar's iets vreemd, want die geslagsregister van beide verskil. Maar die groot ding is is 'n baie lang verduideliking, ons het nie tyd daaroor om in te gaan nie, maar die groot ding is hy vat hom reg deur tot by Dawid toe. En daar's 'n sekere punt in die Ou Testament en jy moet dalk gaan kyk waar dit is, maar dat Salomo nie die ene kon wees wat vanuit hom uit die nageslag van Jesus kon wees nie, maar uit een van Dawid se ander seuns uit. Maar dit moes uit Dawid uitgekom het en so verwys hy basies dat vanuit sy vlees uit, die menslikheid, hypostatic union wat ons Sondag gesê het, 100% mens, 100% God, sy vlees se oorsprong kom vanuit Dawid uit. Maar wat sy goddelike natuur vir ons bevestig. As ek en jy wil weet hoekom was Jesus God, as ek en jy na Jesus se hele bediening kyk en ons gaan kyk na alles wat hy vir ons gesê het, kon alles 'n leuen gewees het, totdat God sy stempel opgesit en gesê, hierdie is die waarheid. Wat was daai stempel? Jesus wat uit die dood uit opstaan. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe word dit God se stempel van hierdie is my seun. Tot op daai punt toe, as Jesus dood gebly het, was die hele storie van Jesus net so in die asblik ingegooi. En ek dink so rukkie terug en dink ek altyd, as jy nou begin met ongelowiges, waar begin jy en hoe hanteer jy die ouens oor die skepping en het God gemaak of was dit evolusie gewees? En ek herinner myself, dis nie die beginpunt nie, die beginpunt was Jesus regte persoon, het hy gesterf aan 'n kruis en het hy opgestaan. En as ek en jy daai 3 vrae kan beantwoord, dan verstaan ons dat God se stempel op Jesus, as hy is God. Hy is God in sy wese en daarom kyk ons na Jesus se woorde. Daarom kyk ons na wat alles plaasgevind het. Daarom kyk ons na Paulus en ons al hierdie goeders maak vir ons die volle prentjie vir ons oop oor wie Jesus was en wat ek en jy wel moet doen. En dit gaan alles oor dat hy uit die dood uit opgestaan het. En dan sê hy, dit is hierdie Here wat aan my die onverdiende voorreg gegee het om sy apostel te wees. Onverdiende voorreg. Vir jou ander vertalings sal sê sy genade. Genade beteken onverdiende guns. Een van die goedes wat Paulus vir my en vir jou deur hierdie boek gaan sê, is hoe belangrik is genade. Onverdiende guns. Wie hy is genade. Julle, ek het vir so lank skuldig gevoel oor dat ek die rol of 'n funksie van 'n pastoor vervul, maar ek nie baie omgee in my hart het nie. Dit kom nie vir my natuurlik nie en ek het myself geskil oor daai tipe goeders. En ek het vir my geskil oor 'n klomp goeders wat eintlik in die boksie moet wees wat ons verstaan is van Christen en wat dit beteken. En toe ek begin delf en begin agterkom wat die Here in my hart gesit het, toe besef ek, Here, dis onverdiende guns en ek is dankbaar daarvoor dat ek is wie ek is. Jy het my gemaak vir 'n funksie. My hele identiteit is gebaseer want God het onverdiende guns op my uitgegooi. Dis wie ek is. Wat jy doen, dit wat jy het, is onverdiende guns. Dis nie omdat jy cute is nie. As jy jou intellek van waarde ag,
Het jy dit omdat die Here vir jou gesê het, ek het guns oor jou lewe en daarom gee ek dit vir jou. Onverdiende guns. Dis wat hy vir ons hierso sê. En dan is die een ding, en dit gaan vir my en vir jou baie rek in terme van dit wat ons verstaan. Jou gehoorsaamheid teenoor God is nie omdat jy baie hard werk of omdat jy baie oulik is nie. Dis onverdiende guns. Gehoorsaamheid, jou proses van heiligmaking is op grond van die Heilige Gees, nie op jou grond van jou nie. Elke keer wanneer jy jou beste traai, ek gaan nie hierdie week dit weer doen nie, gaan jy sien jy gaan dit weer doen. Solank as dit ek en jy traai, so lank gaan ons faal. Onverdiende guns. Genade, dis een van die groot temas wat hy vir ons gaan hanteer in die boek Romeine. Dan sê hy vir ons hierso, dit is Here wat aan my die onverdiende voorreg gegee het om 'n apostel te wees en die goeie nuus aan al die nie-Joodse nasies te bring, sodat hulle kan glo en gehoorsaam kan wees. Julle maak ook deel uit van daardie nie-Joodse nasies. Hoe dankbaar is ons dat Paulus hierdie bediening gehad het. Sien, ons is almal okay met die feit dat jy praat net met mense wat in jou kultuurgroep is. Ek praat mos net goed Afrikaans. Baie mense vra my, hoekom is julle net Afrikaans? Is julle rassisties? Ek sê nee, my grappies is beter in Afrikaans. Dis eintlik die enigste rede. Daar's geen ander rede nie. Ek is okay met maak nie saak wat se kleur jy is nie. Solank jy lag vir my grappies. So dis die eintlik 'n groot ding. Daar's geen ander rede nie en bloot ook die feit dat ons weet daar's baie Engelse kerke in die gemeenskap. Die enigste rede is dat ons is nie 'n wit kerk nie, ons is 'n Afrikaanse kerk. En as iemand Afrikaans verstaan, kom join. En my hart sal altyd dit wees en ek sal altyd as enigiemand dink en jy dryf vir rasisme, glo vir my, ek gaan nie jou grootste fan wees om saam met jou te praat nie. Want hier is die ding, daar was 'n Paulus gewees wat gesê het ek gaan buite my kultuurgroep gaan. Ek gaan buite dit wees wat vir my veilig is. Ek gaan buite dit gaan en ek gaan vir hierdie groep mense gaan ek die evangelie dien. Ek gaan kom en ek gaan vir hierdie ouens die goeie nuus kom gee. En is as gevolg dat hy buite dit gegaan het, as gevolg van dat hy buite sy comfort zone gegaan het, dat ek en jy in 2025 in welkom hier kan sit met 'n geloof in ons hart, op grond van iemand wat gesê het, ek het 'n hart en 'n liefde vir nie Joodse nasies nie. Ouens wat nie lyk soos ek nie, wat nie praat soos ek nie. Dis wat Paulus se hart is, en dis hoekom ons dankbaar is. Dis hoekom ons dankbaar is vir sulke tipe bediening, en dis hoekom ons solank as wat ons kan, sal hande vat saam met ander ouens wat hierdie bedieninge het, bloot want ons weet, ek het nie altyd die kapasiteit om hierdie goeie te hanteer nie. My groot ding is, ons hart is vir alle nasies. Alle nasies. Dan sê hy in vers 7, en ek lees vers 7 in Afrikaans 2020, bloot net hy breek hom vir my mooier af. Hy sê aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges. Hy sal sê in jou Engelse vertaling, hy sal sê, you are called to be saints. Jy is geroep om heilig te wees. So as jy nou ooit gewonder het, wat is my en jou roeping? Jou roeping is om heilig te wees. Dis wat God, hy trek jou na heiligheid toe. Dis wat hy wil doen, is hy wil jou skoon was van jou hele wese af. Dat as iemand na jou kyk, kan sien hulle Christus in jou lewe. En jy skop en klap en klim jouself diep in 'n gat in om weg te kom van hierdie af, en ek sê vir jou, dat deel van ons roeping, as jy regtig waar deel is van die familie van God, gaan jy ja sê vir die proses, en hierdie proses is om jou heilig te maak. En dan sê hy, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Genade en vrede. Onverdiende guns is wat jy kry. Onverdiend, jy het niks gedoen om dit te verdien nie. En vrede, soos wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Vrede binne in die chaos. Vrede in die ek is onseker, ek weet nie wat môre gaan plaasvind nie. Vrede is waarvoor hy bid. En dis die introduction, dis wat vir my en vir jou die grondslag gee, eerste 7 verse van Romeine, is hy sê vir ons dat ek en jy gaan die goeie nuus hoor. Goeie nuus, maar daar is slegte nuus, maar ons weet daar is goeie nuus waarna ons kan vashou. En hierdie goeie nuus is op grond van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het ek en jy genade en vrede. En dis die hart van Romeine 1 vers 1 tot 7. Kom ons sluit die oë.
Here, in hierdie oomblik besef ons net, Here, daar's iets wat ons net so vinnig lees, Here, soveel rykdom net in hierdie woorde wat gebruik word, Here, wat Paulus verstaan, en Here, ek is so opgewonde oor die proses wat ons begin stap met die boek Romeine. Here, net om te verstaan dat ons moet anders te begin dink, anders te dink oor die woord, anders te dink oor onsself, anders te dink oor mense om ons. Here, mag ons met alles wat in ons is, Here, toelaat dat u woord ons gedagtes sal transformeer. Ek wil bid, Here, dat hierdie woord vir ons 'n waarheid sal begin word. Here, dat hierdie nie net inligting is wat inkom en ons sê, ag, maar dit is net info nie, Here, maar dat ons sal besef dat hierdie moet ons realiteit word. Here, hierdie moet bepaal hoe ons voel, hoe ons optree, hoe ons karakter gaan wees. Mag u woord ons transformeer. En ons loof u daarvoor. In Jesus naam. Amen.